Maak sy naam groot, maak sy naam groot. Maak sy groot by Kara alles. To be praised. Steek je aan in het zo vanmorgen, maak sy naam groot. To your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Dankie Here. Worthy to be praised. Hallelujah. Kan ons die Here lof opgee in hierdie plek vanmôre. Prys die naam. Jy sit in die omstandighede en dit voel soos 'n tronk vanmôre. Maar toe Paulus en Silas my naam oplig, spreek die Here, toe het ek die tronk deur, die omstandighede vir hulle verander. Weet dit vanmôre, as jy my naam sal oplig, I will move into your situation and I will change your situation this morning, saith the Lord. Weet vanmôre, ek is hier om vanmôre jou omstandighede verander, maar jy moet my loof en jy moet my prys, spreek die Here. Hallelujah. Hallelujah. Dankie Here, dankie Here. Reg van die begin van hierdie diens af ervaar ek God se gees wat beweeg. And if you just can give praises to His name, He will change your circumstances in an instant. As jy in die middel van jou omstandighede die naam van die Here kan oplig, dan sal die Here jou omstandighede verander. Ek wil vanmôre jy moet dit God tot die proef stel vanmôre en in die middel van jou omstandighede sy naam oplig, sy naam verheerlik en net ervaar hoe God jou omstandighede verander. Halleluja. Ek het gesê en ek wil dit wees gisterand terwyl ek bid. Ervaar ek God se gees se teenwoordigheid. Ek wil vir sê, God is on the move. God is on the move. Ek weet hoe jy daaroor voel, but God is on the move. Halleluja. God gaan groot dinge vir ons doen. Amen. Prys die naam van die Here. Ek kan die sitplekke neem en ek wil glad nie die gees van die Here aanjaag vanmôre nie, maar ek ervaar dat die Here is besig om omstandighede te verander. Amen. God is besig om mense se lewens te verander. En ek is opgewonde oor ons dienste wat voorlê, want God gaan mense verander. Halleluja. En weet jy wat, kan ek so ver gaan om dit te sê, al verander God net een persoon se lewe, was dit vir my die moeite werd gewees. Amen. Prys die naam van die Here. Is jy opgewonde? Halleluja, ek is opgewonde. En ek gaan begin met die woord van die Here, en ek glo dat die Here gaan vanmôre iets vir my en vir jou sê. Amen. What it is, I don't know. What it is, I don't know. Maar ek het vertrou op die Here by sy woord vanmôre, en ek ervaar God se gees. As jy net God se naam kan verheerlik. Amen. Die opskrif wat ek vanmôre daar gesit het, as God, of as Jesus. As Jesus. En iemand sal my blaai na Johannes 6 toe. Johannes 6, gaan ons saam lees uit die woord van die Here uit Johannes 6 vers 16. Dit handel oor waar Jesus, Matteus en Lukas en Markus 'n bietjie meer 'n beter beskrywing oor wat daardie nag op die see gebeur het. Maar Johannes het dit net so kort gestel en vanmôre toe ek dit lees en die Here my praat, toe ervaar ek iets in die geestelike helm wat gaan verander. Kom aan kerk. Is jy opgewonde? Almal daar? Johannes 6 vers 16. Hy sê, en toe dit aand geword het, het die disippels afgegaan na die see toe. En nadat hulle in die skip geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapernaum, en dit was al donker, en Jesus het nog nie by hulle gekom nie. Hulle was al 'n tyd lank op die see gewees, dit het al donker begin word, en Jesus
was nog nie by hulle gewees nie. Ek weet Matteus en Markus sê dit mooi, Jesus sê vir hulle, vaar julle so lank na die oorkant toe, ek sal julle daar kry. Amen. En Johannes kom en hy sê, maar dit was al donker gewees, en die disciples is nog op die see, hulle is nog besig om te roei na die ander kant, en hulle tyd het hulle so 'n bietjie ingehaal. Ek wonder wie van u en ek vanmôre, die tyd het jou so 'n bietjie ingehaal vir dit wat jy daar vir die Here wou doen. Want tyd, hardloop so vinnig verby. Ek dink dis prediker wat sy sê, alles is gejaag na wind. Ons jaag die kant toe, ons jaag daai kant toe, en die disciples, hulle jaag om aan die ander kant van die see te kom, maar die tyd het hulle so 'n bietjie ingehaal. Kom ons lees verder, die 18de vers. En die see was onstuimig. Die see was onstuimig, omdat 'n sterk wind gewaai het. Ek weet nie van u nie, maar deesdae lyk dit vir my so of die winde van die lewe so sterk kan waai. Dit lyk vir my of die see so 'n bietjie onstuimig raak. Dit lyk of dinge 'n bietjie uit verband uitdruk. Ag, kom aan, julle weet waarvan ek praat. Of is dit net ek? Ek sê vir jou sê die laaste 2-3 weke het ek daarom al gehardloop, nee, of 'n wind my jaag. Kom ons lees verder. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skip kom, en hulle het bang geword. Hulle sien Jesus, maar hulle word bang. Maar hy sê vir hulle, dit is ek. Prys die naam van die, kan die Here net 'n lofoffer gee? Hy sê vanmôre vir jou, moenie bekommerd wees nie, dit is net ek wat hier is. Vers 21, toe was hulle gewillig om hom in die skip te neem, en dadelik het die skip by die land aangekom waar hulle naartoe gegaan het. Ek ervaar vanmôre heeltemal iets anders en ek kan, kom ons dit so dat ons gaan saam. Hemelvader, dankie vanmôre Here vir die kosbare woord, Here. Here, ek bid vanmôre dat ek niks uit myself het sal sê nie, maar Here, ek is afhanklik van die Heilige Gees, en ek bid o Heilige Gees, dat ek die instrument sal wees wat u gebruik vanmôre, net om die woord te bring, so wat u dit wil hê ek moet bring, Here. Here, dat mense se harte ontvanklik sal wees vir die woord van die Here, en Here, dat die Gees vanmôre, soos 'n rukwind, soos dit al reeds gebeur het, Here, in hierdie plek sal wees vanmôre, as my gebed in Jesus se naam. Amen. Ek ervaar vanmôre dat daar iets gebeur het op daardie skei, en ek het dit nou baie keer gelees, ek het nou die storie gehoor van die disipel van die skei tussen die storms, en Jesus maak die storm stil, en wat 'n mooi storie is dit, en. Maar vanmôre, besonders, hoor ons wat God self sê, if you can just raise your hand and praise me, I will change your circumstances, hallelujah. As jy net jou hand kan opsteek, of as jy net 'n lofoffer na my toe kan bring vanmôre, sal ek jou omstandighede verander. En hierdie disciples, en Jesus preek, jy ken dit, hy preek, en hy's besig om die woord te leer vir die mense, en hy klaar gepreek, en is al laat middag, en Jesus sê vir hulle, vaar oor na die ander kant toe, en die disciples gaan af na die skei toe. Die gewone gang van die lewe. Jesus preek, die disciples wandel saam met hom, en hulle gaan na die volgende dorp toe, waar hulle moet gaan besoek, of waar hulle gaan preek, by Kapernaum. Hy het 'n skedule gehad. Ek dink Petrus was die boekhouer gewees, en Johannes het dalk die geld hanteer, en wat ook al is, hulle almal 'n taak gehad. En elkeen van ek en u vanmôre het 'n taak. Amen. Of het nou net om vir die siekes te bid, of vir wat ook al, daar's vir elkeen 'n taak vanmôre, want Jesus sê vir sy disippels, gaan dan heen, gemaak disippels van alle nasie, volk en taal, en leer hulle my insette. Ek en jy wat vanmôre kind van die Here is, moet die ander gaan leer van die woord van die Here. Dis een ding om te sê ek is 'n kind van God, maar jy moet ook gaan leer wat dit is om 'n kind van God te wees. Hoe doen ek dit, pastoor? Deur jou handel en jou wandel en dit wat jy praat. Amen. Want die woord van die Here sê, dis nie wat die invat wat jou siek maak nie, maar dit wat uitkom wat siek maak. En ek wil vir jou sê vanmôre, kind van die Here, hoor die woord van die Here, oppas vir wat jy vir mense sê, want jy maak mense siek. Amen. Amen. So. Amen. Ons maak mense siek met dit wat ons sê. En die disciples is in die skei, en hulle gaan oor, en dit het al donker geraak op die water. Ek wonder wie van u was al op die water gewees as dit donker is. Jy kan niks sien nie.
Dis 'n oop vlakte en baie keer as jy nie 'n kompas het, veral oor die see, as jy nie 'n kompas het, gaan jy 'n rigting inslaan en jy gaan al in die ronde roei. Jy gaan nie weet waar jy gaan nie. Maar jy het 'n kompas nodig. Ek dank die Here vanmôre dat ek en jy as kind van die Here het 'n besonderse kompas vanmôre, 'n rigtingaanwyser, iets wat vir ons vertel waar om te gaan, waar die hemel is en wie ons koning gaan wees. Amen. Ek het nog nooit in my lewe kompas gesien soos die woord van God nie. Presies op die kolletjie is hy waar. Hy is die waarheid. Want die Here sê in sy woord, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand, luister baie mooi, en niemand, nie die pastoor nie, nie professional ministers nie, nie die kerkdienste nie, nie ander predikers nie, niemand gaan na die Vader behalwe deur Jesus Christus nie. What a mighty God we serve. As Jesus, my opskrif, as Jesus. En ek gaan nou daarby uitkom. Hierdie disciples, ek weet nie of julle dalk geweet het nie, maar hierdie disciples was vissermanne gewees. Iets sê vir my dat hierdie vissermanne het die see geken. Hy het geweet wat dit is om in 'n skei te klim en oor die see te vaar. Niks vreemd nie. Niks vreemd nie. En baie keer in my lewe en in jou lewe, elke dag se dinge wat ons doen ons en ons niks vreemd nie. Want ons weet wat ons doen. By jou werk of by jou huis, of jy nou huisvrou is of jy nou by 'n werk is, wat ook al die geval mag wees, jy weet waarmee jy besig is elke dag. But sometimes there's some sort of a wind blowing just differently. Dis asof die vyand net iets na jou kant toe gooi van 'n kant af waar jy nie regtig meer aan gewoond is nie. Ewe skielik sal die baas dalk oor jou afgaan, ek weet nie, of dinge by die huis is net nie reg nie, of jou huwelik is ewe skielik in vlare, een dag is die huwelik nog reg, die volgende oggend kom die vrou met 'n skuifbrief by jou aan. My vrou moet dit wag. Ek sal haar hof toe vat net omdat sy my 'n skuifbrief bring. Nee, ek spot sommer nie, ek is lief vir my vrou. Maar jy moet nou nie vir haar sê ek is so lief vir haar nie, want as die oomblik as ek nou vir haar sê ek is lief vir haar, dan moet ek mos allerlei goedjies begin by die huis doen. Dan moet dit doen en dit doen en dit doen. Dankie, die huwelik. Want as jy nie mos in die huwelik is, sê jy vir huwelik, dit en huwelik, dit en. Prys die naam van die Here. Het jy geweet dat die Here is vir jou lief vanmôre? Jy wat ingeskakel is, die Here is vir jou lief. En ek dink as hy in die huwelik dit so kan sê, dan sê hy, wil ek jou hê, hier by my. Dis waar ek jou wil hê. En ek wil vir u sê, dat die Here is verskriklik baie lief vir sy kinders. God is lief vir sy kinders. Hy wil nie hê, jy moet met jou sleg gaan nie. Hy wil nie hê, jy moet sukkel nie. En baie keer is ons so vas en blindelings vasgeslaan in die fisiese dinge van hierdie wêreld. Ons dink dat ons rykdom in God lê by mooi karre. Ons dink ons rykdom in God lê by mooi huise. Ons dink ons rykdom in God lê met 'n vol besie. Kom ek vertel jou gou 'n ander geheimpie. Jou rykdom in God lê nie in hierdie wêreld nie. Jou rykdom in God lê in die skatte wat jy bymekaar maak vir die hemel eendag. Amen. Pastoor, hoe maak ek skatte bymekaar? Gaan vertel dat Jesus red nog en genees nog en hy doop nog met sy gees. Go spreek the gospel en maak disciples van alle nasies volgende dag. Dit is jou skatte in die hemel. Dis hoe jy ryk word in Christus Jesus. Come on, church. Ek is seker daarvan as God wou gehad het ons ryk is op aarde, het ons almal mooi karre gery. Ons is almal in mansions gebly. But listen to this. I've got a mansion next door to Jesus. Go tell the others. Hoe gaan hy liedjie? Ga vertel die mense man, dat ek is ryk in God vanmôre. Dis lekker om 'n mooi kar te ry, seker. Maar om ryk in God te wees, is baie meer werd as goud of silwer in hierdie wêreld. En hierdie disciples is in die see. Ek ken die verhaal en die see is omstuimig. Golwe is hoog, slaand in die boot. Ken jy hierdie goeters? Jy sodra jy dink, jy is op die regte plek, op die regte tyd, by die regte mense, dan kom die storm van die lewe en nok jou. Hy slaat jou onderste bo, laat jou voete bo is, jou kop onder, as jy wonder, Here, wat nou? En ek dink amper, jy het so ervaring gehad, die ene oomblik is jy nog bo, die volgende oomblik is dit tjoep toe. Ons is
bly julle is veilig. Prys die naam van die Here. En dan kom die hartseer om Frans. Die lewe slaan jou van 'n kant af en jy weet nie meer wat om te doen nie. En jy wonder, Here, maar Here, ek is 'n kind van God. Well, let me tell you this, church. God promised to get you on the other side. But he never said there won't be any storms. Hy het nooit gesê, daar gaan nie 'n storm wees nie. Hy het gesê, ek sal jou veilig aan die ander kant kry. Ek sal saam met jou in die storm wees. I will be with you in the storm. Het jy vir een oomblik gedink, toe aan die kruis was, hy het nie jou storm weergemaak nie? Het jy vir een oomblik gedink, toe aan die kruis was, hy het nie geweet waar hy gaan nie? Toe hy die dood en gloon op sy kop slaan, en hom spoeg, en hom spot, en hom slaan in sy gesig, en alles, en sy menswees nie eens meer menswees was nie? Dink jy, God weet nie van jou nie? Because when he was on the cross, you guys was on Jesus' mind. Ek leer nou kwaai om Engels te praat, my vrou verstaan my nie eens meer nie. En die storm is onstuimig. En Jesus arriveer out of nowhere. Jesus arriveer van nêrens af nie. Het dit nie altyd gesê dat God kan iets vir jou doen uit niks uit nie? Die oomblik as jy dink, jou omstandighede is te vergees. Die oomblik as jy dink, man, hier is nou 'n probleem, ek kan niks meer doen nie. And out of nothing, God appears and says, here I am. Hier is ek. En toe hulle skrik en wonder, wow, wat is hierdie, wie is hierdie, wat is dit? Toe sê God, hulle moenie vrees nie. Dit is ek. Dis ek. Come on, kerk. God sê vanmôre vir jou, jy is in 'n situasie, jy voel of jy in 'n tronk is, and out of nothing God will appear en sê, hier is ek. Moenie vrees nie, dis ek. En die woord van die Here sê dat hulle het gewilliglik, is ek reg, hom toegelaat om in die skei te klim. So ek dink dat as dit enigiets anders te sou wees, nee. Dan was daai ding dalk in die skei en hulle uit die skei uit. Ek weet nie, dit sou ek gewees het. Nou, laat ek julle gou iets vertel wat nou wonderbaarlik gebeur in hierdie week. Ek het dit nooit geweet nie, maar dit was vir my soos 'n wonderwerk. Nou, buitekant my huis het ek so 'n watertank, wat ons nou moet oopmaak, en my vrou moet my nou maar 'n bietjie verdra, want dit was net vir my snaaks, of nie snaaks nie, maar, en toe sy nou die water geoop, het daar so 'n breinslang daar, out of nowhere, daar was nog nooit 'n slang in daai erf ooit gewees nie. En my vrou is ook hier links, sy hou nie van sulke goed, sy hou nie van die duiwel nie, en die Bybel leer ons, jy sal op die slange van, jy is op die kop van slange en skep, jy net trap, en sy is hier links, sy gryp 'n graaf daar. Sy kap in sy kop af, toep! Nee, hy slang het nie 'n kans nie, sy slaat sy kop af. Maar die feit dat sy 'n slang doodgemaak het, was vir my daarom iets groots. Nou, laat ek jou net verduidelik, jy sal nie verstaan waarvan ek praat nie. As dit ek was, moes ek net daai hele garage gaan regmaak het. Want ek keer hom om. Ek het 'n slang is nie maatjies nie. Hy sal weg wees. Nee. Maar sy durf die slang aanvat. Eers het sy hom daar gesoek, toe raak hy weg, en toe sy in die huis in, en later toe sy weer gaan, toe sy weer daar buitekant. Toe het sy nou voorbereid gewees, sy en my meisiekind blykbaar, en hulle die video's daar, en die flitse daar, en die grawe daar, hulle is reg met die storie, hulle is 'n oorlog, papi. Want die duiwel gaan hulle nie wen nie. Hierdie slang gaan daai twee vrouens nie wen nie, en die seuns moet in die huis bly, en ek is nou nie daar nie, ek was in Johannesburg gewees, en hulle maak hierdie slang dood. En daai slang is nou in 3 dele. Kop en 'n lyf en nog 'n stukkie van die stert. Nee, hulle maak vir hom klaar. Ek wil vanmôre vir julle sê, dat jy moenie met die duiwel speel nie. Kom ons kom op daai punt, en ons sê, ons het jou kop vermorsel, ons jou lyf in 3 dele maak, want die Here is met ons. Ons het vanmôre gesing, that the battle belongs to God nie, amen. Prys die naam van die Here, dat die geveg behoort aan die Here. En ek wil vir julle geheim vertel, hier is vir jou goue sleutel vanmôre, dat alhoewel jy die geveg veg, het God klaar die oorwinning gegee. Because the battle belongs to him. Amen. En dit maak nie saak wat by jou werk gebeur, en jou omstandighede, en wat die lewe na jou kant toe gooi nie. The battle belongs to God. En hier is nou wat vir my baie interessant is, en dan gaan ek begin met die preek. Hierdie was net my inleiding gewees.
En die woord van die Here sê dit en ek snap dit toe en dit is my eintlik baie iemand verstaan dat hulle sê hulle 2 of 3 myl al geroei in die see. So iets sê vir my, hulle was somewhere, hulle was iewers ter in die middel van die see. Nou, ek weet nie hoe ver die oorgang was wat hulle moes gaan nie, maar ek dink dit was net 3 myl gewees nie. Maar hy het al 2 of 3 myl geroei. En dis die storm daar, en die see is onstuimig, en die wind waai, en baie keer as die wind waai, dan jy so 'n bietjie teen kan, en druk jy jou terug waar jy vandaan kom. Sometimes the devil wants to take you back to your past, or your past, sê ek het reg, past. Ja, baie keer wil die devil jou herinner aan jou verlede met alles wat na jou kant toe gooi, en sê, man, jy is nie goed genoeg nie, you're not gonna make it, jy gaan dit nie maak nie, kyk hoe lyk jy, man. Kyk hoe lyk jou lewe, en wil jy nou hier kom verstel, jy het jou lewe vir die Here gegee, jy gaan dit nie maak nie, hoor. Kyk na jou familie, kyk na jou vriende, kyk jou vriendekring wat jy het. Ag, maar kyk na jou pastoor wat jy het. Ja, dit gebeur ook. Hy winde so teen jou, man. En jy probeer roei en jy kom ook nêrens nie. En nie skielik bevind jy jouself. Onthou net, die disippels was enkele oomblikke voor dit by Jesus, met Jesus gehoor wat die woord van God sê. Hulle was positief gewees, man. Hulle was gecharged gewees. Hulle was reg vir enige storm wat sou kom. Geestelik en dalk letterlik. Hulle stap af tot by die skei, hulle klim die skei, dan gaan hulle. Hulle is reg vir die ding. En omdat hulle die see geken het en die wind kon geken alles, het hulle gesukkel in die storm. En baie maal, ek en jy ook vanmôre. Ons sukkel baie keer met baie dinge. Ons is gewoond aan die goed wat ons doen, maar ons sukkel met dit. En ons kan nie verstaan hoekom ons met dit sukkel nie. Want daar's 'n wind wat ons heeltyd weerhou. Die aanvalle van die vyand en die storms van die lewe en alles wat met jou gebeur en jy wonder, Here, is daar nie net 'n uitkoms nie? En God sê, hier is ek en ons skrik ons boeglam vir die Here. Mag ek boeglam sê? Dit is so. God gee met dinge van die uitkom en sê, Here kan dit, nee, dit kan nie die Here hierdie wees nie. En ons skrik. En ons geestelike lewe is presies dieselfde. Ons is so vol moed, want die pastoor het gepreek, en die gees van die Here het gewerk in die kerk, en ons is gevul met die Heilige Gees, en ons stap by die hek uit of by die deur uit, en ons sê, Here, nothing's gonna stop me now. Is dit so? Ek is nou so gecharged, man, jy kan enige storm na my kant toe gooi, ek sal jou wys. Because God is with me. En die duiwel het 'n manier om die teendeel te bewys, want as God met jou is, dan skrik jy jouself boeglam. En toe hulle agterkom, dis Jesus. Die storm kalm raak. Wat Johannes nou nie van vertel nie, maar Matteus en Markus lees ons dit, waar die storm kalm maak en alles raak rustig. Maar iets besonders gebeur in daardie nag. Iets besonders gebeur. Alhoewel hulle nog in die middel van die see was, in die middel van die storm was, en in die middel van alles wat het rondom hulle is, luister mooi, hier is 'n goue stille, hier is vir jou 'n deurbraak, hier is 'n woord van God vir jou vanmôre, wat sê ek sukkel met iets. Die oomblik toe God inklim, in die skei sê die woord van God sê Johannes, toe was die skei aan wal gewees. Ek wil vir jou sê, jou deurbraak is so naby, jy kom dit nie eens agter nie. Jou deurbraak is so naby, just let God get into your boat, man. Come on. Dat God dit in jou skei inkom. Ons sê, Here, kan jy my help? Ja, God is by jou. Laat hom net toe om in jou lewe in te kom. Ja, ek lees Bybel. Ek bid, Tannie Amanda. Ek doen al hierdie goed. Raai wat, ek was gister of laasweek by die Boskerk in Potties gewees. En daar ou kan vir jou skree, hoor. Hy het sulke speakers en 'n sulke mic en hy skree. Maar weet jy wat? Die oomblik as jy die Here in jou lewe toelaat, that just change things. Dit verander net iets in jou binneste. En baie keer, laat ek nou net reg sê, jy kry mos hierdie ander ouens. Hulle noem hulle self Christen, het jy al gehoor? Jy vra vir hom. Jy kyk van Here, ja, nee, ek is 'n Christen. Gaan jy kerk toe? Ja, wanneer? Man, jy sê maar nie glo nie, ek was hierdie laaste ruk 'n bietjie besig geweest.
Maar, ek weet nie waar die pastoor nog al is nie. Maar ek was in sy kerk gewees. Hoe lank laas was jy by die samekoms van die kinders van die Here gewees? Gaan nie oor die kerk nie. Dit gaan oor die saamkoms, om saam met die heiliges van God, die naam van die Here groot te maak, om 'n eenheid te vorm, waar die gees van God kan begin werk. Want die oomblik toe die disippels agterkom, dit is dieselfde Jesus, wat op die kant van die see gepreek het, en daar 'n eenheid is, en almal saamstem, dit is Jesus, en hulle hom toelaat om die skei, toe die skei aanval aan die ander kant. Ek wil vir jy sê vanmôre, wanneer daar eenheid van gelowiges is, gebeur daar dinge. Amen. En nie net by die kerk nie, wanneer jy en jou vrou en jou huisgesin in 'n eenheid voor God kan staan, gebeur daar dinge. As jy saam kan stem oor 'n saak, want die woord van die Here sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar's in hulle midde. Wanneer 2 of 3 saam stem oor 'n saakie op aarde, sal dit so ook in die hemel wees. Of praat ek verkeerd? Hulle moet die amen sê nie, hulle moet gaan woord soek. En tog sit ek en jy vanmôre en ons is ingeskakel en ons wonder, Here, kan jy my omstandighede verskil maak? Dalk het jy jou werk verloor. Dalk het jy 'n geliefde verloor. Dalk was jy in 'n ernstige ongeluk of operasie of noem dit ook, wat ook al die omstandighede mag wees. Jy sit in hierdie benoudheid, in hierdie vrees, van die winde waai en die storm slaan, en ek wil nie oor die storm praat nie. Ek wil praat van, as Jesus. Ag, kom aan kerk, man, wil jy net 'n bietjie opstaan en die Here 'n lofoffer gee nie, of iets te doen nie. As Jesus in jou skip is, gebeur daar dinge. Kom ek vertel jou gou 'n geheim. Dat die Here is groot, en die Here is goed. Amen. Amen. En die Here is die waarheid. En hy is die weg. En hy is die lewe. En Jesus is waaragtig die seun van 'n lewendige God. Die God wat vir Moses sê, gaan na Farao en sê vir hom, ek is, het jou gestuur. En ons lees in die woord van die Here, dat hy sê, dit is ek, hoofletter, Jesus, wat by jou is. Ek is met jou. Ek is saam met jou. Die woord van die Here sê, ek is die skadu aan jou regterhand. Ek is dit wat jy nodig het. Kom ek vertel jou 'n geheim. Dat wanneer Jesus, of kom ek quoteer my opskrif, saam met dit wat ek wil sê. As Jesus, sê saam met my as Jesus. Sê weer saam met my as Jesus. As Jesus in my huis is, gaan dinge reg wees. As Jesus in my finansies is, gaan dinge reg wees. Ek sê nou nie vanmôre, as Jesus in jou finansies, jy gaan 'n skatryk man word nie. Ek kan jou beloof, jy sal nie honger gaan slaap nie. Ek kan jou beloof dat jy sal gesond word. As Jesus langs my siekbed is, sal ek gesond word. As Jesus in my huwelik is, sal ek gesond word. As Jesus in my huisgesin is, of as Jesus saam my gebed is, sal my skoondogter gesond word. As Jesus saam met my is, sal hy my hart beskerm wat so baie seer is. As Jesus saam met my motorvoertuig is, sal ek veilig aan die ander kant kom. Ek sê nie, daar gaan nie 'n speed trap wees nie. Ek sê nie, daar gaan 'n onverwagte taxi voor jou inry nie. Ek sê nie, jy gaan voor die lyn kom waar jy moet stop en die lig slaan rooi en dan dink jy, moet ek nie. Ek was al baie keer daai fout gemaak, dan dog ek nee, dat ek hom net gaan vinnig so oorslaan. Maar ek jou waarborg, as Jesus baie keer vir my was nie, alhoewel dit nie reg ding is, ek praat nie reg nie, stop by 'n rooi lig. Stop by 'n stopstel, my vrou man baie met my. Maar sal al soveel dinge verkeerd geloop het. Maar as Jesus net by my is, sal dit reg wees. En ek wil julle vanmôre bemoedig met die woord van die Here dat hierdie storie van Matteus, en hierdie storie van Lukas, en hierdie storie van Markus, en hierdie storie van Johannes, is nie 100% woord vir woord dieselfde nie. Maar hierdie stories van hulle is die waarheid.
En hierdie stories leef vir my in jou lewenstyd. Hierdie storie vertel vir my, dat wanneer ek agslaan op die woord van die Here, wanneer hy vir my sê, vaar oor na die ander kant toe, ek sal jou daar kry. Sê dat Jesus laat my baie keer toe, om op my eie te gaan, maar hy is altyd saam met my, waar hy gaan bid het op die berg tot sy Vader. Dit sê vir my, dat as ek Jesus in my lewe het, dan kan ek maar dinge gaan doen, hy sal met my wees. Jy kan nie met een voet in die skei staan, en met een voet in die storm staan, en dink jy gaan regkom aan die ander kant nie. Jy kan nie dink as Jesus daar is, en jy hier is, gaan dinge vir jou uitwerk nie. Maar, as Jesus in jou omstandighede is, kan dit werk. En ons het dit vanmôre gesing, dat I just give praises to his name. Daar in die koortjie wat sê, as dit sleg gaan met jou, just praise his name. When you feel you can't go on, just praise his name. When it feels that nothing will work out anymore, as jy rock bottom slaan, just praise his name. He will lift you up. Want jy kan nie verder as rock bottom gaan in elk geval nie. Jy kan plat wees, maar is nie hoe jy val nie, dit is hoe jy opstaan. Ons almal val in die lewe. Maar as jy bly lê, gee die vyand kans om jou te skop. Ek onthou toe so rukkie terug, ek weet wat laasweek was of rukkie voor dit was nie, het ek gepreek in die woord van die Here gesê, wanneer jy jouself laag daal na die vyand se vlakte, then you're on his battlefield. So as jy toelaat dat jy 'n potjie en jy val en jy bly lê, dan bly jy lê op sy gevegsterrein en jy gee hom kans om jou te trap en jou te skop. Maar wanneer jy opstaan in geloof en jy die storm trotseer, en dan baie keer dan voel ek baie keer gaan dit nie maak jy as mens, ons maak foute, ons skrik ook vir 'n storm, ons raak ook bekommerd, ons wonder ook, gaan ons dinge uitwerk, gaan my finansies uitwerk, gaan alles vir my uitwerk, ons wonder baie keer, of is dit net ek? Maar as Jesus, kom ek vir jou sê, toe ek met die reëns besig is, en ek wil nie baie oor uitbrei nie, het ek ook op 'n stadium gewonder, gaan dit werk? Het ek ook op 'n stadium gewonder, gaan daar genoeg finansies wees vir dit alles? Maar gisterand toe ek hier buite bid en ek vir die Here sê, Here, ek weet nie hoekom jy daai gedagte maande terug op my gedagtes gelê het nie. En die my vra, gaan jy weet so manne ding hou, die sê, ja, nee, ons hou konferensies, September maand. Ek het nie 'n sent vir 'n tent nie, ek het nie 'n beplanning nie, ek weet nie, beplan hierdie goed nie, ek weet niks. Maar vertel vir almal, ons gaan tentdienste. En begin die Here nader, ek sê, Here, ek weet dit, as U in my boot is, as U in my beplanning is, as U oralste is wat ek beplan en by die grond is, Here, dan weet ek, U gaan dinge laat gebeur in hierdie plek. En ek raak opgewonde, nie omdat ek goed is nie, want ek is glad nie. Maar ek raak so opgewonde, Ottie, omdat God goed is. Ek raak opgewonde, omdat hy vir ons kan vertel het vanmôre, as jy voel is in 'n tronk, just praise my name, I will lift you up. Ek sal jou optel, ek sal jou uitkoms gee, ek sal jou lig in die tunnel laat sien, ek is wie ek sê ek is. Ek is die geneesheer, ek is die voorsiener, I'm the one who multiplies. Out of nothing, I multiplies. Dit is God, wat met enigiets met 0 kan maal, en het word iets. Dit is God, wat die wiskundige, sy syfers die mekaar krap. Want hulle vat, 1 maal iets, geef hom iets, God vat niks, en hy maal dit. Hy maak baie met dit. Come on, moet ek het julle vertel. Hy sê vir sy disciples, hier sit omtrent 3000 manne, met hulle vrouens en kinders. Ons is ver van die dorp af. Die ouens het ons voorsiening gemaak vir kos, geef vir die ouens kos. En hulle is
Here, nee, wow, Jesus, ons het nie gedink, dit gaan so lank vat nie. Come on, dan moet jy omstandighede, Here, ek dink dit gaan so lank vat nie, nou is my geld ook klaar. Ek het beplanning gemaak tot daar, maar nie gedink dit gaan so lank vat nie. En Jesus sê, gee vir haar. Here, dat is niks om te gee nie. En ons is so vinnig om ons skouers op te trek, en dan gaan nou begin klaarmaak. Ons is so vinnig om ons skouers op te trek, Here, maar ek het niks toe nie, ek het niks om te gee nie, Here. Kan jy praat? Kan jy bid? Kan jy nog op jou knieë gaan? En Jesus sê, hulle geef hierdie mense kos, 5000 mense. Kan jy jouself indink, as die 5000 mense na jy inkom, en die Here sê vir my, gee vir 'n kos. Nee, Here. Nee, ek het beplanning gehad vir baie dinge, maar nie vir dit nie. En Jesus het ver voor die tyd geweet van hierdie goeders. Want hulle was nie naby die see gewees nie, hoor. Hulle was nie naby 'n dorp gewees nie. Hulle was iewers op 'n berg gewees waar Jesus gepreek het. En kan jy nou oor vertel, somewhere along the line, al die skare mense kom 'n seentjie bygestap. Hy het 5 broodjies, 2 visse. Hy is nie naby die see nie, hy het 2 visse. Ek weet nie hoe lank hy goed die son gelê nie, maar hy het 2 visse. 5 broodjies. Hy kom na Jesus toe. Die geloof van 'n kind. Sê die woord van God nie, ons moet wees soos kinders raak nie. En God onbeperk, as jy so kan stel, vertrou nie. Ivan sê nou dag vir my, papa, is daar geld op jou foon? Want ek het iets op Takealot gesien. Nou ek weet nie van julle nie, en gee my gou jou telefoon. Ek weet nie van julle of julle al gesien in hierdie wonderwerk nie, wat is so? As jy hom oopmaak en jy skit hom so, dan kom baie geld uit. Maar hulle dink so. Hulle dink as jy daai foon oopmaak, is daar baie geld in. Ek sê vir hom, nee, seun. Hy foon het die geld. As ons daai geloof kan hê in God die Vader, as wat jou kinders in jou het, om te weet, as hy by sy pa gaan vra, as sy pa 'n plan maak. Sy pa sal 'n plan maak. Iewers, dalk nie dadelik nie, maar iewers gaan sy pa 'n plan maak. Hy gaan kry wat hy wil hê. Baie keer het hy 'n bietjie nodig om te nag. Kom nag jou kind in jou, papa. Pa. Hou aan vra, tot jy nou sê, okay, sal jy doen, is reg. Gaan net opvra. En God het 'n begeerte, dat ek en jy in die middel van ons omstandighede, aan hom nag. Sê, Here, maak hierdie storm stil. Here, maak die storm stil. Ag, Here, kom klim net in my skuiting. Here, is nog nie daar, ek ervaar nie nog nie. Here, kom, as Jesus net in my skuit is. Here, as jy net in my skuit is. Here, as jy net in my finansies is. Here, as jy net in my siekbed is. Ag, kan ek aanhou? Here, as u net daar is. En hy is nog op pad. En hy weet wat jy nodig het. En hy sê vir jou, kom gee net dit wat jy het. Al lyk dit vir jou soos 'n nul, bring dit. Al lyk dit soos niks nie, bring dit. Al lyk die storm hoe groot, al lyk die winde hoe erg, God het gesê, ek sê jou daar kry aan die ander kant. I'll meet you there. Maar dan kom die wind en die storm, vergeet van God se woord. Want ek kan jou nou beloof, kind van God, ek kan hierdie woord preek so hard as wat ek kan deur die salwing van die Heilige Gees. Maar kom die grootste storm in jou lewe in hierdie week, vergeet jy wat God vandag vir jou gesê het. Amen. As jy sê, dit voel vir jou of jy in 'n tronk is. Maar die oomblik toe Johannes, jy was nog saam met hom gewees, en Paulus en Silas, middernag, sê die woord van die Here, middernag, sit hulle in die tronk vasgeboei. I bring praises to your name.
Oh Lord, dalk was hulle hande vasgemaak of hulle voete was vasgemaak, ek weet nie. Die tronkdeur is toe en hulle kyk hierdie tronkdeur, hulle kan nergens gaan nie want die ketting hou hulle vas. I know a chain breaker. I know a prison shaker. Hallelujah. Ek ken iemand wat die tronkdeur as 'n bietjie kan skud. Ek ken iemand wat die kettinge kan breek. En Paulus en Silas sing, hulle sing. Hierdie dit langs en sê, "Hey, ons probeer slaap." "Wel, jy kan maar slaap daar, ek gaan die Here dien." Ek en my gaan die Here dien. "Buurman, maak nie saak wat jou probleem is nie. Ek het nodig om God nou te aanbid. Al is dit 12 uur die nag, sal ek my klank aansit en ek gaan my stem verhef. I just sing praises to his name." Oh Lord, praises to your name. Come on, church. Oh Lord, al is ek in die middel van my storm, sal ek my hande oplig en sê, Here, U is goed, U is groot. Halleluja. Ek ervaar God se gees in hierdie plek nou. Here, al is ek in my storm, I'll just lift my hands and say, I'll give praises to your name. Ek bring praises. Here, ek bring 'n lofoffer tot U. Ek weet nie wat ek môre gaan eet nie, maar ek bring 'n lofoffer tot God. En ek sê dankie Here vir dit wat U voorsien het. Here, ek weet nie ek môre my rekening gaan betaal nie, maar ek dank U Here vir die finansies wat U voorsien. Here, ek weet nie wanneer my kind sy hart vir God gaan gee nie, maar ek sê dankie Here, want U het sy siel gered deur die kosbare bloed. Halleluja. Here, ek weet nie wat uit die dood uit gaan opstaan nie, maar ek gee praise. I give praise to your name. As Jesus net in my boot is, I know everything will be fine. As Jesus, Paulus en Silas, net in my tronk is, en net by my boeie is, weet ek, dit sal goed wees. En die woord van die Here sê, dat hulle het lofliedere tot God gesing. En die tronker begin skud. En luister baie mooi. Devil, how stupid can you be? Hy sit 'n ketting aan hulle voete. En hy sê vir jou, I get you now. You're going nowhere. En jy sê, wat, dis dit 'n ketting? Hy sê, kyk voor jou. En hy maak die deure vir jou toe. En hy was in die buikant van die tronkdeur. 2 soldate, wagte. So sou jy die ketting breek, moet jy deur die deur kom. Sou jy, hoe ook al jy gaan regkry om by die deur te kom, daar's 2 soldate, jy gaan nêrens heen nie. Devil, how stupid can you be? Het jy nog nooit geweet hoe vaak 'n soldaat raak in middernag nie? Hy raak so moeg, hy raak aan die slaap, man. Hy is so vas in die slaap. Terwyl Paulus en Silas sing, hoor hulle dit nie eers nie. Hulle is so vas in die slaap, toe die boeie van hulle voete afval. Nie losmaak nie, hulle dit val af. Hoor hulle dit nie? Die tronk weer klink, maak oop en geraas. Daai dit is nie die Q10 gehad nie, hoor. Hy het nie goeie gaan as jy spuit op die skeniere en 'n saggies nie. Nee, hy deur het geraas. Die deure gaan oop. En dit alles gebeur terwyl die tronk skud. Hoor hier, dit was nie 'n aardbewing nie. Net die tronk het geskit, want die dorp het rustig gelê en slaap. En die tronk skud. En baie keer in 'n situasie, luister baie mooi, hier is die kern van dit alles. As Jesus by jou is. Die boot het gevaar oor die see, het geroei. En die boot begin skud. Come on. Hierdie manne is 'n gevaar. Hulle weet dat hulle hier afspring het hulle moeilikheid. En die boot skud en die wind waai en die golf is daar. En die tronk skud. Kan ek bietjie dieper gaan as dit? In jou hart, wat jy gedink reg geskit vanmôre in Frans. In jou finansies staan die Amanda skit. Dit klop nie meer so dit klop nie. En al skit en al weet nie wat aangaan nie. Jy sê as Jesus net kan hoor as ek roep.
En ek dink dat die disippels het regtig gesê, onthou julle, en het skit, nee, kry jy die prentjie, die boot skit, en hulle sê vir mekaar, as Jesus net by ons was, onthou julle laas keer, dat ons 'n storm was, Jesus net gepraat, alhoewel hy geslaap het, kom daar hom wakker maak, en sê, Here, geen nie om dat ons vergaan nie, ons kan hom wakker maak, maar nou los ons alleen, Here, jy los ons alleen, waar is u Here? As Jesus net by ons was in die skei, sou hy weer vir die see gesê, raak net kalm, en het sou kalm gewees het. En nou Jesus, hy gaan bid. Hy het net gepreek, net sy manne gebid, en nou gaan bid hy weer. Hy sê vir ons moet oor die see alleen vaar. Hy los ons alleen. En baie keer sê Jesus vir my en jou, gaan is reg. Jy weet wat om te doen. Jy is daar, wat God jou kan vertrou met dinge. God kan jou vertrou met jou finansies. God kan jou vertrou met baie goeders. Maar die vyand het so 'n manier om daai mat onder jou voete uit te ruk. Jy sê, maar as Jesus net by ons was. As Jesus. Sê saam met as Jesus. As Jesus net in my skei was. As Jesus net by hierdie bed was. As Jesus my net kon hoor. Voel jy so vanmôre? As Jesus. En nog voor ek hierdie preek, kom die Heilige Gees en sê, dit voel vir jou so tronk waarin jy is. Hy sê, maar as jy net my naam kan oplig, sal ek vir jou dinge laat gebeur, wat jy ver bo, wat jy kan bid of vra. Amen. Ek voel ek het klaar gepreek, Gees van die Here sê ek moet klaar maak. Ek wil dit by jou los. Dat toe Jesus in die skei klim, hoor baie mooi, toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem. En Jesus klim in die skei in. En ek wil hê met vanmôre, moet jy iets in die geestelike lewe moet jy doen. Jy moet jy vanmôre sien waar Jesus net vir 'n oomblik buitekant jou lewe is, jou geestelike lewe. En jy het hom aangeroep, en jy het hom erken, en jy het gesien dat dit Jesus is wat met jou praat vanoggend. Amen. Of jy ervaar vanmôre, dit is Jesus wat met jou praat. En laat hom toe om in te klim. Laat hom toe om in te klim. En die woord van die Here sê, en dadelik. Come on, church. En dadelik. Toe was die skei waar hy moes wees. En ek weet nie van jou nie. Maar toe ek God gisterand aanroep, en ek het al voorheen ook gebid oor ons dienste, maar toe ek gisterand hier staan, en ek van hierdie punt af so omloop, daai kant loop, en ek so kyk waar die tent gaan staan, dadelik ervaar ek die salwing van die Heilige Gees. En dadelik kom daar so gemoedsrus oor my, en as God vir my sê, alles gaan oukei wees. Dis ek wat hier is. En ek wil vanmôre jou bemoedig met hierdie woorde. God is met jou. God is by jou. Al wat jy hoef te doen, is laat hom in die skei kom. En jy sal sien, dadelik gaan God reageer op dit wat jy nodig is vanmôre. Amen. En as jy vanmôre een van daai mense is, en ek gaan jou vra om op te staan, terwyl jy vir ons 'n lied speel, I just sing praises to his name. En ek wil jy elke vanmôre moet opstaan op die voete, en as jy vanmôre voel, Here, jy het vanmôre met my gepraat, en ek het ervaar, dis u wat vanmôre hier is. Ek het ervaar, Here, dis jy wat vanmôre met my gesels. Want ek jy vinnig op jou voete staan. En ek gaan saam met jou, is dit al net een persoon. Wie wil saam my staan vanmôre? Sê, Here, ek ervaar die Gees van God vanmôre. Here, ek het probleme. Here, ek het 'n situasie. Ek het 'n behoefte vanmôre. Here, ek staan op vanoggend.
Alhoewel die storm groot is en alhoewel die golwe slaan en alhoewel ek benoud is in my lewe en alhoewel baie dinge gebeur, Here, ervaar dat U praat vanmôre met my. As U ingeskakel is vanmôre, net daar waar jy is, wil ek jy moet opstaan in geloof. En ek wil jy met vanmôre 'n demonstrasie saam met my maak, en as jy nou reg langs iemand staan, skryf vandag net so 'n bietjie op. En ek wil vanmôre hê jy moet doen asof Jesus dit doen vanmôre in jou geestelike lewe. En ek wil jy met jou oë sluit vanoggend. Jy moet vanmôre geloof by God staan vanmôre. En ek wil jy met daai skei sien waarin jy is. En ek wil jy met 'n demonstrasie maak vanmôre en jy jou been so oplig asof jy in die skei inklim, 'n tipe van 'n Jesus wat vanmôre in jou skei inklim, sodat die vyand kan sien dat vanoggend klim die Here in jou skei in vanmôre. Dat die vyand kan sien you're not alone anymore, but something bigger, something more holy, something stronger than the devil is in your life this morning. Daar's iets groter as hy wat teen jou is. Want die woord van die Here sê dat hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Halleluja. En terwyl ons vanmôre gaan luister en na die lied luister, wil ek jy met jou hande net so opsteek. En daai beweging maak waar God in jou skei inklim en sê, Here, U is vanmôre my skei. And I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, yes, hallelujah. Ag, is 'n salwing van God in hierdie plek vanmôre. Jy wat al geskou ervaar God se salwing vanmôre. I sing praises to your name. Hallelujah. Hallelujah. Prys die naam van die Here, ervaar dit vanmôre. Hallelujah. Greatly to praise. I give glory to you. I give glory to your name. Ag, ervaar dit vanmôre, God se gees beweeg. Glory to your name. Oh Lord, oh your name is great. Sy naam is groot. Sy naam is almagtig. Hy's die koning van die konings. Hy's die Here van die Here. Hy is dit vanmôre wat jy nodig het. Hallelujah. If you can just praise His name, He will lift you up this morning. Hallelujah. His name is great and greatly to be praised. I sing praises. Praises to your name. Sien hoe God jou oplig vanmôre. Sien hoe God deure vir jou oopmaak vanoggend. Kyk hoe God voorsien vanmôre. Yes, hallelujah, dankie Here. And greatly to be praised. Last of all, come on, kids. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Terwyl jy so staan, wil jy vir 'n oomblik jou hande opsteek nie. En net vir die Here sê, dankie Here. Dankie Here, dat in die middel van my storm, kan ek my hande vanmôre opsteek en sê, Here, jou naam is groot.
Jou naam is goed, Here. En daarom wil ek U naam oplig. En dankie vanmôre, Here, dat U in ons skei kom klim. En dankie vanmôre, Here, dat U ons lewens kom verander. En dankie vanmôre, Here, dat U vanmôre gekom het en gesê het, Here, as dit voel soos wat 'n tronk wat jy insit, dan sal ek jou vanmôre die tronk kom skud. Ek sal die geestelike tronk kom skud vanmôre en jou vrymaak, sê die Here. En dankie vanmôre, Here, vir wat U vir ons doen. Ons gee al die lof en al die eer. En mag die Here vanmôre jou deurbraak vir jou gee in Jesus naam. Halleluja.